Is Jan Afrikaner. Ik is woonachtig op Saron. En ik heb gewerkt op Erkies Kloof. Voor Johan van die Kerk. En ik moest autorisations doen. Ou trekkerspoor was ek toe omskep in 'n pakstoor in. Mense, dit was nie in my dienskontrak dat ek met 'n ou pakstoor omskep in 'n pakstoor in nie. En ek moes dit doen want ek is werksverleer. Want ek was die waterman, maar ek moet die instandhouding ook doen. En so kom het dat ek met die vloere doen 2016 kom het so dat ek is besig met epoxy sement en epoxy sement is iets wat jy nie kan met water werk nie. Hy wil die water van bo af op hom hê nie, dan maak hy spore. En so het dit gebeur dat ek die vloer besig raak en dit was die 25ste Julie 2016. En daar gebeur dat begin reën die oggend 10:00 net na ete, net na breakfast begin dit te reën. En ek gaan kyk waar dat die dak stukkend is om 'n seil te laat oortrek. En mense, ek lieg. Dit is swaar. Ek val dwars deur hy dak. Die wyse die dak al vrot is. Hy dak is al meer as 50 jaar oud en dit is asbesdak. Ek val dwars deur hy dak. En wat het ek gekry van dit? Die dag toe ek hospitaal toe is, ek is dieselfde maandag as ek hospitaal toe. En daar was niks. Hulle het hier by onverwags gekry, het hulle omgedraai met die suurstoftanke was nie genoeg vir my vir suurstof vir Medicare toe. Ek in Medikliniek kom te vra hulle wat maak hulle met 'n lyk hierso. Waarna my seun inkom en sê my pa is nog nie dood nie. Van my gemoed het my nie gesê my pa is dood en hy het toe aangedring dat die dokters moet op my oorgaan. En dit is hoe hulle toe opgelet het dat dit net my liggaam, hy was net gebreek. Ek was fisies gebreek. En so, my borskas was oopgeruk met die impak van die val. En ek leef meer as 6 maande leek in die hospitaal. Waarna die boer, Martin van die Kerk, hy het my net elke week het hy my gegee R1000. Nie vir my, nie vir my vrou. Die het vir my vrou gegee R1000 vir kosgeld. Die dag toe ek ontslaan word uit die hospitaal, van Medikliniek af, daar van Optenos af, toe word het net gesê, ek moes aansoek doen vir my vir geld. Ek moes aansoek doen vir my by die government vir ongeskiktheidstoelaag. En wat ek gesê het, dit kan mos nie so gaan. Julle is veronderstel om vir my uit te betaal van my diensjare. En tot op hierdie uur toe het hulle nog ooit vir my uitbetaal van my diensjare. Dit is daar 8 jaar nog. Maar dank die Here vir die NCC wat ingekom het in my lewe. En daardeur is ek nou besig. En ek sê vir die Here dankie vir die NCC mense wat my tegemoet gekom het. Om vir my te kry vir dit wat ek wil hê. Mense, so as jy seer kry, daar is geld van jou wat betrokke is. Ek het die eisnommers, alles het ek. En ek het gegaan dit by die Labour Department en hulle het my gesê, jou geld sorry, is nog nie opgeëis nie. Jou geld lê nog hier. Maar omdat ek die prokureurs en sulke goeders het, dit is hoekom ek die NCC aangestel het as my help. Ek het gegaan by die, ek het gegaan by die DIA, raadslid. Ek het gegaan na die ANC kantore toe, die advieskantore van die ANC. En hulle het my altyd dit gesê, hulle kon my nie help. Hulle kon my nie help. En
vroeg in laas jaar, laat in laas jaar, hier, December maand, sê ek vir Lana van die saak van my, en sy sê vir my, maar, Janja, bring die papiere van my, laat ek die goeders na die NCC toe vat. Dat die mense vir jou kan help, want jy moet jou geld hê. En ek is vir die Here dankbaar vir dit, wat die NCC vir my doen. Mense, dit is nie maklik om 8 jaar sonder geld te sit. Jy lewe in almoes. Jy moet bedel. Maar jy is 'n gesonde man gewees. Vandag moet jy bedel. Na 8 jaar moet jy nog steeds bedel. En dit is nie wat vir my lekker is. Ek wil vir julle sê daar buite. Enige plaas, man, vrou, as jy seer kry, moet hulle die incident moet gerapporteer word, sodat daar kan 'n eisnommer is. En daai eisnommer bepaal die bedrag geld wat jy moet skryf vir jou beserings. En dit is wat hulle nou met my gedoen het. En dit is hoekom ek sê, ek weet, dit sal Rome was nie eendag gebou nie, maar ons is 'n party wat nou opstaan, wat fight vir dit wat ons mense toekom en wat ons mense so agterweer gelaat is. En dit is wat vir my hartseer maak en wat vir my verblyden is. NCC is nie 'n winsgewende party. Hy soek nie gunste en gawes van enige mens af. Hy is daar om te fight vir die breinman, vir die kleurling, vir die koi, vir die namakoi, vir die kokokwa, vir die korana. Hy is daar om te fight vir jou. Dit is hoekom, hulle gaan my saak nou nog verder vat, asook die saak van my van die militaire veterane, waar ek al in 1980 was ek in 'n landmynongeluk. En die saak gaan hulle ook nou van my optel en dit ook verder vat. Dit is hoekom ek sê dankie vir die NCC. Dit is mense wat die daad by die woord voeg. Is die mense wat leebeloftes, wat praat maar net, hulle praat net nie. Hulle doen die ding soos wat die ding moes gedoen word. Ons volg die regte prosedure. Ons werk om protokol. Dit is al, ja. Dankie, beste man.